Laaste lesing van boekie D4, soos lesing nummer 5, oorwin bekommernis. So dis 'n belangrike ene, want baie mense bekommer hulle dood, baie keer letterlik, en die Here sê so oorwin bekommernis. So kom ons kyk, ons nog steeds by die motief van 'n koninkrykskarakter. By die vorige lesing het ons gepraat oor Matteus 6 vers 19 tot 24 wat gehandel het oor ons gesindheid met betrekking tot wêreldse besittings en ons geneigtheid om dit bymekaar te maak vir allerlei selfsugtige redes. In die tweede gedeelte wat handel oor die menslike behoeftes, leer Jesus ons dat ons gesindheid behoort te wees met betrekking tot kos en klere. Kyk, dis oor Matteus 6 vers 25 tot 34. So hier is nogal 'n baie gedeelte. So Jesus het die meer bevoorregte mense aangespreek oor besittings, maar hierdie gedeelte is op die minder bevoorregtes gerig wie se doel oorlewing is. Die ryker mense bekommer hulle nie oor wat hulle sal eet en aantrek nie, maar eerder oor wat hulle volgende wil bekom, terwyl armer mense se bekommernis is kos en klere, met ander woorde oorlewing. Jesus sluit niemand uit nie, maar spreek albei groepe aan oor die motiewe van hulle harte. Hieruit leer ons dat die mens, of hy nou ryk en of hy arm is, iewers tussenin is, sy gesindheid met betrekking tot materiële besittings voor God 'n belangrike maatstaf is, omdat dit direk verband hou met ons geestelike stand. Dit lyk asof God die toestand van ons hart kan evalueer deur net te kyk hoe ons optree ten opsigte van die materiële dinge. Die feit dat ons vleeslik is, veroorsaak dat ons die vleeslike dinge wil bedink, terwyl Efesiërs 2 vers 4 tot 6 verklaar, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade lewend gemaak saam met Christus, en saam opgewek en saam laat sit in die hemelse, in die hemele, in Christus Jesus. In Christus is ons wedergebore tot kinders van God, as hemelse wesens, en daarom mag ons primêre fokus nie meer die aardse dinge wees nie, maar die hemelse dinge. Kolossense 3 vers 2 sê Paulus, bedink die dinge wat daar bo is, en nie wat op die aarde is nie. In Johannes 17 vers 18 sê Jesus, soos U my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. So net soos Christus in die wêreld gestuur was, word ons ook in die wêreld uitgestuur, maar nie met die gesindheid van 'n wêreldse burger nie, of 'n wêreldse koninkryk. Omdat vers 16 sê dat ons nie meer van hierdie wêreld is nie. 'n kind in God se koninkryk mag dus nooit dieselfde gesindheid hê met betrekking tot die materiële dinge as 'n wêreldling nie. En die rede daarvoor is omdat Jesus in Johannes 18:36 sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Alright, so net baie belangrik met hierdie staanspoor. En ek meen julle weet dit, en ons het dit nou baie behandel en baie daarin geraak. Ons is baie geneig om, ek wil die Engelse woord sê, attached te raak tot hierdie wêreldse stelsel. En dan vergeet ons
dat die woord sê, ons is burgers van 'n ander koninkryk. Koninkryk van die lig van sy seun, of die koninkryk van ewige lewe, of God se koninkryk. So as ons deel is van die koninkryk, en ons burgerskap lê daar, dan kan ons eintlik nie behept wees met die dinge van die wêreld, in ons gesindheid. Ons is in die wêreld, die skrif is uitdruklik. So, jy gaan moet eet, jy gaan moet drink, jy gaan kleertjies hê, jy gaan petrol in jou kar moet gooi, daar's klomp goeders in hierdie stelsel wat vanselfsprekend is. Maar wat hy sê hierso is, jy kan nie met 'n wêreldse gesindheid na alles kyk nie. Want jy is 'n burger van 'n ander koninkryk. Alright, so baie keer dan verloor ons fokus en dan begin ons weer soos die wêreld te dink. Jy moet dit, jy moet dit, jy moet dit, jy moet klomp goed doen. Maar primêr moet jy eers by God hoor. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dis primêr. So, niks nie sin. Nee, ek sien ook soos 'n mens soos jy hierdie goed deurwerk en jou gesindheid verander ten opsigte van sekere goed. Party goed, ek wil nie sê dat jy nou voorheen baie waarde daaraan geheg het nie, maar jy kom net agter dat party goed maak net nie so saak nie. dis presies. Jy kyk anders daarna. Of dit is sommer van ek sê byvoorbeeld ding sit en sê, byvoorbeeld besluit, weet wat, dit wat alles in die kas is wat ek nie gebruik nie. Hoekom het ek dit nodig? Ek kan dit vir iemand dan gee vir iemand wat dit nodig het. Raai in 'n boks, daar's baie plekke wat ek hoef te hê. Soos ek sê, jou gesindheid rondom dit. In die verlede sou jy gesê, ja, ek het dit ook nodig en ja, partykeer dan dink ek, miskien het ek maar werk vir kinders. Ja, ek het hulle dit nodig, ons moet nog huise opsit vir hulle en goeie so. En dan dink ek, maar jou gesindheid rondom goed verander. Dis minder belangrik. Jy begin besef die goed is nie meer so belangrik nie. Nee, dis presies dit. Alright, die Bybelse statistieke met betrekking tot geld is nogal opvallend. Uit 38 gelykenisse wat Jesus vertel, handel 16 oor geld. 1 uit elke 10 verse in die Nuwe Testament het met geld te doen. Ek weet dit nie, ek lees nou maar wat hulle sê. Ja. In die Bybel is daar ongeveer 500 verse waar God gebed aanspreek. Minder as 500 wat oor geloof handel, maar meer as 2000 verse het een of ander finansiële inslag. Daarom handel hierdie gedeelte van die bergpredikasie oor ons gesindheid met betrekking tot besittings. In Matteus 6:25 sê Jesus, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek. Die woorde moet julle nie kwel nie, kom in 3 uit 10 verse voor, en dan verbind Jesus dit met 4 redes, waarom bekommernis oor materiële dinge verkeerd is. Alright, so hy begin by moet julle nie kwel nie, so moet julle nie bekommer nie, en dan raak hy eintlik necessities aan van die lewe. Wat jy sal drink, wat jy sal eet, of oor jou liggaam wat jy sal aantrek. So dis basies kos en klere. En almal het dit nodig, jy sal wees. Maar dan sê hy, moet jy nie kwel. Want ek meen, as jy nou maar kyk,
stop in die dorp of waar ook al, en iemand kom by jou, wat is die eerste ding wat hy sê? Hy soek geld, maar wat sê hy? Ja. Ek is honger. Ek is honger. Die Here sê, moet jy nie kwel oor dit. So, die wêreldse stelsel, dit is alwaar jy dink. Hoe gaan ek kos kry? Want kos sê ek sien môre ek kan oorleef. In baie van hulle gevalle is dit dalk nie noodwendig kos wat hulle soek, maar dit is 'n basiese noodsaaklikheid. Nou hoekom sê God jy moet jy nie kwel oor jou kos nie, of eet of klere, drink of klere. So kom ons kyk, wat is die 4 redes? Die eerste ene is, bekommernis toon ontrouheid teenoor ons meester. Die woorde, daarom sê ek vir julle in vers 25, verwys terug na vers 24 waar Jesus sê, dat 'n wedergebore Christen slegs een meester het, en dit is God. In die lig hiervan lees vers 25 eintlik so, omdat God julle meester is, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor die lewe nie. As God ons meester is, beteken dit dat ons God se diensknegte is, en die enigste verantwoordelikheid wat 'n diensknegt het, is om getrou te wees aan sy Heer. Want onthou julle laasweek se lesing, op die vorige lesing het gepraat van jy kan nie 2 Here dien nie, anders gaan jy een afskeep en die ander ene gaan jy dan eerste stel, of aanhang, so, en dit is daaroor. So as God jou meester is, as God jou Heer is, hoekom moet jy jou kwel? Want wat 'n Heer sorg vir sy diensknegte, 'n Heer sorg, 'n koning sorg vir sy koninkryk. Ja, dit net 'n praktiese ding wat by ons gebeur het nou, net by die hondjies. Die mense soek eintlik meer teefies as wat hulle reentjies soek. En toe daar nou 3 reentjies gebore word in 1 teefie, toe sê Liebert, want nou sal ons maar moet kyk om die prys aan te pas en goeders, hy sê, want ons gaan sukkel om die verkoop te kry. Ek sê, nee, ek het reeds vir die Here gevra, dat hy die regte mense sal stuur, wat die hondjies sal wil koop. Die wat wil 'n reentjie hondjie hê. En daar is 3 klaar verkoop en die 4de een is nie weegskaal. En gisterand sê ek vir hom, die enetjie is klaar vandag, kom haal, en ek sê vir hom, toe ons nou gisterand praat, want Henny sê toe, hy wag nou net, hoor, daar is 'n moontlikheid van, dat daai mense ook die ander reentjie sal vat. En ek sê vir hom, wat het ek vir jou gesê? Ja, mama, sê hy, dit is, mama het so gesê. En toe sê ek vir hom, so, gee dit vir die Here. En hy sal vra eers vir die Here, en dan sal hy voorsien vir soos wat dit nodig is. Ek sê, dit is nie te sê, ek sê, en die Here het die mense gestuur, soos die ou wat vandag tot my bewas, nee sê, hy soek net reentjies. Hy soek sy hele plaas het net reentjies op, so hy soek net reentjies, hy wil nie weet niks van die teef nie. Dus ek vir hom, en so die Here gestuur die wat 'n reentjie hondjie soek. So, net 'n praktiese, toe, en party mense sal nou dink, dis 'n simpel ding, maar die Here sê, jy moet hom nie net in die groot dinge vertrou nie, jy moet die klein dingetjies ook vertrou. Die skrif sê, ken hom in al jou weë. Ken hom in al jou weë, so dit is alles wat jy doen, en ek meen, ek nou daar so. Ja. So, net omdat hy hom geken het in die saak. Ek meen, ek dink die skrif sê, sal hy jou baie gelyk. Ja. So ja. So Jesus sê, as ons diensknegte van God, ons bekommer oor allerlei dinge, is ons ontrou teenoor ons meester. In die Griekse konteks beteken moet julle nie kwel nie, letterlik om op te hou bekommer en nooit weer daarmee te begin nie. As Jesus sê
moenie julle kwel oor julle lewe nie, sluit dit ons totale bestaan in. Met die woorde lewe wat Jesus hier gebruik, verwys hy na ons fisiese, ons sielkundige, ons emosionele of ons geestelike lewe. So al die fasette van jou lewe moet jy jou nie oorkwel. Alright. So met ander woorde, in geen aspek van ons lewe behoort ons ooit bekommerd te wees nie, omdat dit God is wat ons meester is. Om bekommerd te wees is om ons meester te wantrou. En Jesus sê dat dit sonde is. Die Engelse woord is worry. Jy onthou daai ou liedjie, don't worry, Be happy. ja. So as jy God vertrou, is jy nie veronderstel om te worry. Alright, dis afgelei van die Duitse woord wat letterlik beteken to strangle or to choke. En dit is presies wat bekommernis doen. Een klein bekommernis het die vermoë om ons gedagte so te verstrengel en te versmoor dat ons aan niks anders kan dink nie. Bekommernis is die teenoorgestelde van tevredenheid of vergenoegdheid. En die algemene gemoedstoestand van 'n Christen behoort te wees. Filippense 4 vers 11 tot 12. Daar sê Paulus, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoegd te wees, met ander woorde tevrede te wees, met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. So duidelik kan jy sien, bekommernis, soos wat hy so gesê het, is 'n ding wat jou choke of jou strangle, en ek weet, dink bietjie daaroor as jy 'n bekommernis is. Dis al wat jy dink. Dis daai bekommernis, daai worry wat jy het. Die hele dag is dit in jou gedagte en dit consume jou. Partykeer, veral as dit ernstige goeders is waar jy jou bekommer, dan fokus jy amper nie oor jou normale goed. Ja, en jy kry nie die nag geslaap nie. Ek bedoel, want Precies. sodra jy gaan lê, dan is jou gedagtes besig met dit. Ja. Ja. En dis presies wat die Here ons voor waarsku. Want sodra jy bekommer, dan gaan jy na hom toe gaan. Dan gaan jy nie aan hom dink. Dan gaan jy nie bid nie, want vir alles daai bekommernis jou consume, soos hy sê. Maar Paulus sê vir ons iets. Hy sê dan vir ons, hy is versadig, hy het gebrek, hy weet om verneder te word, en hy weet al die goeders. Maar jy sien, hy het iets geleer. Alhoewel al die goed met hom gebeur, bekommer hy hom nie oor die goed. Hy sit sy rus in die Here. En omdat hy sy rus in die Here sit, gaan daar goed met ons gebeur. Dit gaan goed gaan. Dit gaan dalk ook sleg gaan. Dit gaan opwees en dit gaan afwees. Maar as jou fokus die Here is, en nie jou bekommernis nie, dan is jou oë op die Here Jesus gevestig. Soos die skrif sê, hy is ons leidsman. So as jy op hom gevestig is, dan bring hy vir jou die deurbraak van jou bekommernis. Dit sal uitgesorteer word. Maar in dieselfde asem gaan jy gefokus wees om aan te gaan met jou lewe en te kan fokus en te dink wat moet jy volgende doen. Maar baie keer as ons probleem ons fokuspunt raak, dan gaan ons in limp mode in. Want omdat jy aan niks anders te dink nie, behalwe aan daai probleem, nou ewe skielik is jy onproduktief en jy is oneffektief. Want die res van jou lewe word geconsume, ek weet nie wat die Afrikaanse woord consume, maar opgevat oor hierdie probleem, opgebruik.
Ja, consume beteken eintlik, consumer is 'n verbruiker. Dit word, ja, oorweldig. So, ons tevredenheid mag nooit lê in iets buite God nie, omdat God ons meester is en die een is wat goed na sy diensknegte sal omsien. Daar is 3 redes waarom ons sekerheid hieroor kan hê. Right, so is nog steeds die eerste punt en die eerste punt het 3 redes. Die eerste ene is omdat God eienaar van alles is. Dink bietjie daar. So as jy 'n behoefte het, God is die eienaar van alles. So as jy net jou bekommernis oor hierdie behoefte het, dis hoekom hy sê, bring dit na my toe. Maak my jou bron, maak my jou fokuspunt, want alles is myne. Ek kan dit maak wat ek wil. Alright, so Psalm 24 vers 1 staan, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Alright, alles wat ons nou besit, behoort eintlik aan God. En alles wat ons ooit sal hê, is syne. Waaroor bekommer ons dan as hy iets by ons neem wat in elk geval aan hom behoort? En hoe weet ons dit? Jy kan die beste en die grootste ligkastele bou op die aarde, fisiese kastele, jy kan jou bankrekening kan soveel nulle hê dat jy kan nie eens eendag sien. Maar as dit joune is, as jy die eienaar is, dan bly dit mos vir jou, maar die probleem is die dood gaan bly dit nie. So jy het met niks hier ingekom nie, en jy gaan met niks hier uitstap nie. Is daar 'n vers in die Bybel wat daai sê van, hoekom bekommer jy jou oor iets wat in elk geval nie aan jou behoort het nie? So, want ek weet, dit is 'n woord wat ek eendag van Here gekry het. Of nie 'n woord nie, ek het daai gekry en ek weet nie of ek dit gelees en of dit was dit is daar 'n Bybelvers. Ek kan nie onthou van dit nie, maar ek weet. Ek kan nie nou 'n direkte Bybelvers vir dit nie, maar met hierdie Bybelvers sê net die aarde behoort aan die Here, die wêreld en alles wat daarin woon. Dit is dalk ook 'n vers gewees waar iemand dit genoem het, 'n Bybelstukkie of iets wat ek gedoen het, want juist daai dag, toe kom dit nou op die Here vir my gesê, hoekom huil jy oor iets wat in elk geval nooit aan jou behoort het nie. En dit het vir my baie rustigheid gebring, want toe besef ek huil eintlik, ek is bekommerd of ontstel, of wat ek al oor eintlik iets wat nie eers aan my behoort nie. Want van die begin af, nooit eintlik aan my behoort. Ja. Alright, so John MacArthur verwys na 'n geleentheid, waar iemand eendag na John Wesley gehardloop het, nadat hy van 'n uitreiking af teruggekom het met die boodskap dat sy huis afgebrand het. Op hierdie boodskap het Wesley geantwoord, "No, it hasn't, because I don't own a house. The one I have been living in belongs to the Lord. And if it has burned down, that is one less responsibility for me to worry about." Okay, so dis Daai is met seker Ek dink ja, Ja. ek wil net if it has burned down, Ja, daai is my net ja, nee, ek dink ook daar's 'n spelfoutjie daar. maar wat, nuwe Engels. So in elk geval is nog al 'n baie antwoord van jou huis het afgebrand. Okay, God se huis. Nou vir jou wat bewaring nie. Ja, maar Ja. probleem. Ja, dan vra jy jouself die vraag af, as iemand nou by jou aankom en vir jou sê, maar jy sal luister, jou huis het afgebrand. Gaan jy so reageer? Nee. Maar ons moet so reageer. Dis wat ek sê, dit is stukke vrae wat jy jouself moet vra, wat jy besef, maar ek functioneer nog nie op daai vlak nie. Ja. Waar ek kan sê, maar die Here het klaar iets beters voorsien, die Here het vir my ander ding, en wat
ja, want is net menselijk, ek bedoel, soveel memories is weg, alles wat oor jare gekom het. Jy weet, ek vat bijvoorbeeld soos foto's en sulke goeders, dis weg. Nee, ek weet, dit is precies, en kyk toen ons by ons huis ons ingebreek het daai tyd en ons alles uitgedraai, was dit die ding wat maak net die meeste geval het. Want die rekenaar en al die harde skyfgoeders en die CD's, alles wat die kinders se baba foto's, daai foto's, alles weg. Ja, en ek kan het daar die lyk van, hulle het ons Henny se laptop gesteel. Hy het net gestop, wat hy Pretoria toe sou kom, ons het van die naweek van Lichtenburg afgekom en hy het net na werk gestop, sy tas en sy handdoek gaan haal by die ys en goeders of tas en alle goed wat hy nou moet saambring in Pretoria toe, ons was vir die naweek, is met skoolgoed gewees en ons het by my sussie geslaap. En in daai 5 tot 10 minute wat hy ingehardloop het een sy laptop gesteel. En hy het gedink dit was gebakker. Maar het voel, en toe is al die baba foto's weg. Al die baba kleuter, die scooters nie. En het voel of hulle is, vir my dit gevoel of hulle 'n stuk van my lewe gesteel het. Omdat hulle maar deel van jou is, van jou al. Bedoel, en ja, dit is net sleg is. Want mens kan nie alles onthou nie. Dit is so ja. Tweede punt. So, God is eienaar van alles, en dan God is in beheer. Die tweede rede hoekom ons nie bekommerd hoef te wees nie, is omdat Christene behoort te weet dat God in beheer is van alle dinge. In 1 Kronieke 29 vers 12 staan, en die rykdom en die eer kom van U, en U heers oor alles, en in U hand is krag en mag, en in die hand is dit om alles groot en sterk te maak. Toe koning Darius Daniel in die leeukuil gooi, is Daniel nie die een wat bekommerd is nie, maar die koning. Omdat Daniel 6 vers 19 die verklaring maak, dat die koning dwars deur daardie hele nag bekommerd was. Daniel was egter onbesorg, omdat hy in God se krag gerus het. Nou kom ons lees bietjie daarso van Daniel 6 af. So, Daniel 6 vers 20. Alright. Daai die hele Bybel, tot by Openbaring. Ja. Dit is 'n klein stukkie is daar van die Nuwe Testament. Dit is baie blaaie is nie so die Ou Testament. Ja. En kyk, ek sit daar en kyk. Daarop het die koning die môre vroeg toe dit lig word opgestaan en haastig na die leeukuil gegaan. En toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniel geroep. Die koning het gespreek en aan Daniel gesê, Daniel, knegt van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur vereer in staat om jou van die leeu's te verlos. Toe het Daniel met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek ook teen u o koning geen onreg gedoen het nie. So nogal interessant, want hy vers 19 sê daarso, toe die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring, en die byvroue nie voor hom laat kom nie, en sy slaap het van hom weggevlug. So mense wat nie die Here ken nie, hulle gaan van nature hulle bekommer. Maar ons hoef ons nie te bekommer nie, want God is in beheer. Daniel het hom nie bekommer nie. So dink bietjie daar, die koning gooi in die leeukuil en die koning bekommer. Ja, en die koning hy het nie vir God geken nie. Ja. Hy het nie God se almag, God se krag en die gesag wat God het hy nie geken nie, verstaan nie. Daarom was hy bekommerd, wat bedoel, jy lees dit daar, hy tot gevas,
Ja, Ek bedoel, laat Daniel niks oorkom nie. ja. So ja, punt 3. God voorsien. Gelowiges behoort tevrede te wees, omdat hulle weet dat God aan sy kinders voorsien wat hulle nodig het. Filippense 4 vers 19 saam, en my God sal elke behoefte van julle vervul na die rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Die behoeftes waarna Jesus in die bergpredikasie verwys, is die mees basiese behoeftes. Dis eet en drink en klere. En dui al 3 op die behoeftes van die liggaam. In Matteus 25, vers 25b vra hy, is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie. Met ander woorde, die volheid van ons bestaan, is dit nie meer as klere en kos nie. So hiermee sê Jesus dat 'n oorvloedige lewe uit meer bestaan as om net te sien na die liggaamlike behoeftes. Tog bring ons daagliks feitelik al ons tyd deur om te strewe na dinge wat die liggaam sal behaag. Die kerngedagte waaroor Jesus hier met ons praat, is dat ons moet vry raak van die wêreldse konsep, en dit is om te bestaan, om te besit, om sodoende die liggaam eerste te stel. So, God is eienaar van alles, God is in beheer, en God voorsien. Ok, dan is ons by die tweede punt. Bekommernis is onnodig omdat God ons Vader is. In Matteus 6 vers 26 en 30 sê, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur hom te kwel 1 el by sy lengte voeg? En wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was, soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Die punt wat Jesus hier wil tuisbring, is dat ons as Christene ons geensins hoef te bekommer nie, omdat God ons Vader is. So, as jy kyk, hy noem al die goeders, die voëls van die hemel, die lelies van die veld. So God sorg vir, as ons dit kan vasmaak, dat God vir ons sorg. Hy kyk na ons. So, kom ons kyk, punt 1, bekommernis oor kos. Vers 26 sê, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Jesus se woorde, kyk na die voëls van die hemel, kan moontlik beteken dat hy na die voëls in hulle verbyvlug verwys het. Dan verwys hy daarna dat die voëls nie in 'n vooraf beplande proses betrokke is om na kos te soek en te berg verlater. Hulle saai nie en hulle maai nie. Met ander woorde, dit dui op die prosesse. Hulle bring nie bymekaar in skure nie. Tog voed julle hemelse Vader hulle. Hiermee sê Jesus dat ons volle vertroue in God moet plaas, net soos die voëls hulle vertroue in God plaas, omdat ons wat sy kinders is, baie meer werd is as die diere van die aarde. Jesus impliseer nie hiermee dat die voëls niks doen om kos te bekom nie, maar
dat hulle hul nie bekommer oor waar hulle volgende maaltyd vandaan sal kry nie. Die klem lê op die bekommernis. Voëls bekommer hulle nie oor kos en maak ook nie kos vir die toekoms bymekaar nie. Daar is diere wat kos opgaar, maar dit is suiwer instinktief en die doel is nie om meer te hê nie en ekonomies al sterker te word nie, maar eerder om te sien of om te sien na hulle kleintjies en ander lede van die familie buite die seisoen van die voedsel wat hulle eet. In Amerika is 'n studie gedoen wat sê dat die aarde tans genoeg kos produseer om die hele wêreld te voed. Hulle sê dat daar in die 1950s 290 kilogram graan vir elke persoon geproduseer is teenoor die 360 kilogram gedurende die afgelope 5 jaar. Ons hoef ons dus nie te bekommer nie. God het die aarde gemaak om sy totale bevolking te voed. En dit is nogal funny as jy mooi dink, want daar was hongersnode, as mense wat nie kos het. Maar ek meen, ons pryse is tans verskriklik swak op die graan, want hulle sê daar is 'n oorskot, daar is te veel. So ons produseer te veel kos. Ja, en hoekom het die ander dan hongersnood? Maar dit is juist, soos jy laas het gesê het, as mense, of nie laas ek die week voor, as almal dit wat die Here se plan doen om te gee vir die armes, nee, die wat in oorvloed het, dan sal daar nie armoede wees nie. So as hierdie ook gegee word en uitgeef, dan sal daar nie hongersnood wees nie. Ja. Nee, dit is presies dit, maar dis weer eens net 'n bewys dat dis hoekom ons hierdie goed sien, want dis hoe die wêreld se stelsel funksioneer. Want as die wêreld se stelsel hongersnode en al daai goeders bring oorvloed vir ons, sê daar's oorvloed graan sodat die pryse kan afbring, wat doen hy? Hy wek bekommernis aan. Want dis wat die wêreld wil hê. God sê moet jou nie bekommer nie. Die wêreld wil hê bekommer jou dood. Jy moet heeldag jou bekommer. So dis hoekom nie goed gebeur so goed gebeur. Want as daar genoeg is vir almal, dan gaan ons nie bekommer oor dit. Maar as hulle weet wat, kom ons sê ons sny die pryse tot op die been, want daar's nou die silo's loop oor van mielies en allerlei goeders. Nou gaan die boere begin bekommer. Want ek meen, hulle kry nie prys nie, die inset is deur die dag. So dadelik as jy nie in Christus gevestig is nie, gaan jy bekommer. Jy gaan nie weet wat om te doen volgende nie, want jou voorsiening gaan wees van jou mielies of jou koring of wat ook al jy dan plant en nie by God. Ja, maar as God jou bron is, dan maak dit nie saak. Jy weet jy gaan weet, jy gaan reg. Ja, want dit is die wêreldse stelsel wat so funksioneer, waar volgens die mens nie moet leef nie. Presies. Ok, bekommernis oor ons lewensduur. Matteus 6:27 staan, wie tog onder julle kan deur hom te kwel 1 el by sy lengte voeg. Die lengte waarna die Bybel hier verwys, is nie ons fisiese lengte nie, maar die lengte van ons lewensbestaan. In vandag se tyd is ons almal gedurig besig om baie dinge te doen om sodoende langer te lewe. Jy moet gesond eet, jy moet jou lewe oppas, want ek wil 'n lang lewe hê. Jy moet versigtig wees, jy moet allerlei goed, want ek meen, almal wil lewe. Jesus sê, dis verkeerd. As ons lewe in hom is, het ons 'n oorvloedige lewe. 'n Oorvloedige lewe het niks te doen met lengte nie, maar eerder met die vervulling van God se doel. Jesus lewe net 33,5 jaar en tog
is hy die persoon wat die oorvloedigste en die invloedrykste lewe geleef het. Die gawe van lewe is 'n gawe van God en is aan ons gegee om sy doel te vervul. Ek meen as jy net vat, die wêreld sê eet gesond, leef gesond, alles. Die Bybel sê vir die kinders, eer jou vader en jou moeder dat jy daar verleng mag. So, as jy nie jou vader en jou moeder eer nie, dan kan jy maar so gesond eet soos jy wil, gaan niks help nie. Dis iets wat jy al eendag gesê het. Toe ons eendag hier by die partytjies gekyk het, toe praat ek so van, ja mense wat, praat ons jy so van ouderdomme en wanneer. Toe sê hy, hy is nie bekommerd daaroor nie. Hy sê want, die Bybel sê, as jy jou vader en jou moeder eer, want dit is die enigste wet met 'n belofte, nie, wat vir hom sê, dan sal jou verleng word nie. Dus hy so, hy glo, as jy jou vader en jou moeder eer, dan sal die Here vir jou seën met 'n ander lewe. As sy. So, en wat ons ook gekyk het hierso, 'n lang lewe op sigself is nie die doel. Dit is hoe effektief en invloedryk jou lewe is. Want jy kan 120 jaar oud word, of hoe oud mense ook wees daar word, en jy kan vir God niks beteken, dan is dit wasted life. Ek meen, God het nooit sy doel in jou lewe gevind, en jy kan dalk op 25 doodgaan, of 30, of wat ook al, en jy kan jou roeping in Christus vervul. Dan het jy baie meer gedoen in die korter lewe, as wat iemand gedoen het wat 'n vol lewe gelei en God nooit ontmoet het. Ek meen, ons het eendag staan ons by begrafnis en ek moet ietsie sê daarso en ek sê vir hulle wie wat hierdie begrafplaas is eintlik die rykste plek waar jy kan dink. Hoeveel potensiaal lê hier begrawe? Hoeveel mense wat daar lê, het nooit hulle doel in die lewe gevind, maar het al die potensiaal in hom gehad, en hy is met dit graf. Of baie mense het hoeveel kennis wat hulle nooit oordra nie, en dit is met daai kennis graf. En ek denk, wat 'n waste is dit? Jy het op die aarde geleentheid om te leef. En as jy niks met jou lewe doen nie, dan eintlik mors jy jou lewe. Want ek meen, vir dit waarin jy geroep is, as jy daai kennis en dit wat die Here jou geleer het, nooit oordra aan iemand anders nie, en jou fisiese beroep as jy door daai kennis oordra nie, dan hou jy net alles vir jouself, vir die tydjie wat jy leef, en dit gaan goed nie. Dink bietjie daar, stop. Maar, kyk wat het die Here Jesus gedoen, en hy praat van hy 33,5 jaar gelewe, en hy verander geskiedenis. Hy verander nie net die wêreldsgeskiedenis nie, hy verander mense se lewens soos op versoening werk tot vandag. So, dis 'n kort lewe in vandag se tyd. Maar ek meen, totaal en al, 100% benut. Right. So, bekommernis oor klere. Matteus 6:28 en 29. En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. Hier gebruik Jesus die veldblomme om sy prediking verstaanbaar te maak. Net soos in ons tyd het die mense in Jesus se tyd te veel waarde
aandklere geheg. In enige winkelsentrum vandag is daar meer klerewinkels as iets anders. En die motief is selfverheerliking, trots en rykdom. Die feit dat Jesus in vers 30 sê, as God aan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Dan verwys hy daarna dat die vroue dikwels die droë gras in die broodoonde gegooi het om vinnige verhitting te bewerk. En Jesus sê, as God hierdie plante wat eintlik net vir so klein taakie gebruik word, met soveel skoonheid bekleed en met soveel sorg daaroor omsien, hoeveel te meer sal hy sy kinders bekleed wat vir ewig sal lewe. So, kom maar ons oor wat ons gaan aantrek, God sal voorsien vir ons. Bekommernis, punt nommer 3, is onvanpas omdat ons gelowiges is. In Matteus 6, 31 tot 33, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. So al hierdie dinge is hierdie dinge wat ons nou net gelees het, vorige vers. En dan kom, sê een van my gunsteling verse, vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Bekommernis is teenstrydig met geloof en 'n karaktereienskap van die heidene. So baie belangrik, soek eers God se heerskappy en doen God se dinge op God se manier, dan hoef jy jou glad nie te bekommer oor jou kos nie, oor jou klere nie, of wat jy gaan drink. So hoekom bekommer ons oor daai goeders? Want ons sit nie God se koninkryk eers nie, ons soek dit nie eers. Dis nie die primêre doel nie. God se heerskappy in en deur ons, en om God se dinge op God se manier te doen. Want ons wil altyd ons dinge op ons manier doen. So as die Here sê, doen so, sê nie, Here, ek gaan my eerder so doen. Want dit is in my comfort zone, of dit is hoe ek dit moet doen. Wat wil die Here sê, ja, ok, ek wil hê, my krag moet deur jou funksioneer, gaan bid vir die blinde persoon. Ai nee, Here, dis daarom nou weer die mol, voor al die mense. Ek sal maar daar in die kar gaan bid. Ja, ek weet nie of ek dit sal reg zoiets, ja. Maar julle verstaan, so, hoekom kry ons nie die goed? Want daar is 'n vereiste. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al jou basiese behoeftes sal voorsien word. Dis eintlik heel eenvoudig. So hoekom sukkel ons? Want ons doen nie daai twee goed nie. Alright. 'n heiden is 'n persoon wat God nie ken nie en sy hoop plaas op 'n sigbare en 'n tasbare wêreld. Die gode van die heidene is mensgemaakte gode wat satanies geïnspireerd is, wat baie verwag, min beloof en nooit iets voorsien nie. God sê, ons mag nie so wees nie, maar dat ons eers sy koninkryk, met ander woorde sy regeringskap of heerskappy in ons lewe moet soek, want dan sal ons nooit iets kom nie. Die oorsaak van bekommernis is 'n soeke na wêreldse dinge. Die oorsaak van tevredenheid is 'n soeke na God se wil in ons lewe. Die woorde, maar soek eers, beteken letterlik,
dat in steede daarvan dat jy jou bekommer oor wat jy nodig het, jy eers God se beheer in jou lewe moet soek. Kom eers in die regte stand voor God, en dan sal ons die versekering hê dat God in ons behoeftes sal voorsien. Punt 4, dit is die laaste punt. Bekommernis is onwys omdat ons toekoms in God is. Matteus 6:34 sê Jesus, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Jong, dit is 'n belangrike punt hierdie, want mense is baie keer so behept met môre, dat hulle so in die toekoms lewe, dat hulle amper nie vandag lewe nie. Ja. Wat as môre dit gebeur, wat as môre dit, en wat as môre dit, en wat as môre dit? Jy al gehoor mense praat so. Ek het 'n praatjie by, of 'n oggendtee bygewoon, en toe was Lisbie Visser daar, ek weet nie of ken sy was sy was 'n sangeres gewees, of 'n gospel, en sy het ook gepraat, nee. En toe het sy gesê, 'n mens is so besig, om jou te bekommer oor die dinge van die verlede, dat jy ophou om te leef in die Here. Nou dit is 'n ander ding, baie mense lewe in die verlede, en ander mense is weer, wat as môre dit, wat as dit so, dan is hulle so by die toekoms, dat hulle moet vandag lewe. Vandag het genoeg moeilikheid, so hanteer maar net dit vandag. Alright. Om binneperk vir die toekoms voorsiening te maak is wys, maar om ons te kwel oor die toekoms is onwys. So, wat hy nou net hierso probeer sê, as jy nou jou salaris kry, jy kry eenmaal 'n maand salaris, dan kan jy nie jou hele salaris môre gaan uitspandeer nie. En dan wil sê, môre sal kwel ons eie ding. Ek meen, jy moet in 'n mate ten minste rentmeesterskap hou en weet wat, dit help nie, ek gaan koop die winkels leeg en ek het nie geld om môre brood te koop. En dan moet die Here voorsien, dat hy gesê hy sal voorsien. So, wat hy wel sê is, moet jou nie kwel oor môre nie. So, as jy nou jou hele salaris gaan uitspandeer vandag, dan gaan jy nou kwel oor môre. So, jy moet rentmeesterskap hê. So, wees wys. Ek meen, Nou is dit soos 'n begroting. ja, so, maar die sleutelpunt is, moet jou nie kwel oor die toekoms nie. Alright, so, God is God van môre, sowel as vandag, en tot in ewigheid. In Klaagliedere 3:21-25 staan, dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut, die trou is groot, die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Hierdie woorde word bevestig in Jesaja 26 vers 3-4. U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Vertrou op die Here vir ewig, want in die Here is 'n ewige rots. As ons God ons skuilplek maak, sal ons nooit hoef te bekommer oor die toekoms nie, want die Here weet wat ons nodig het, en hy sal in al ons behoeftes voorsien, omdat ons sy kinders